Goeiemôre gemeente, ek glo en vertrou dat dit goed gaan met u en dat u nog gesond is. Dit is vir my lekker om vandag weer saam met jou op hierdie platform te kuier. Gun my die geleentheid om net 'n paar afkondigings te maak. Eerstens wil ons vir u dankie sê vir elkeen wat ons fondsinsamelings ondersteun en wat ons geloofsoffer en 10de maand dankoffer ensovoorts ondersteun. Ons is baie dankbaar vir elke bydrae wat ons kry. Ons volgende fondsinsameling is die 7de Junie en dit gaan 'n Sopsondag wees. Hou gerus die Facebookblad en die WhatsApp groepe dop en dan indien u enigiets kan skenk, sop of selfs brood, is u meer as welkom om vir Sonja te kontak. Andersins kom woon dit by, bring jou eie beker as die gemeente se bekers vir jou te klein is en onthou jou donasie en kom deel in die geselligheid. Dit is dan wat ons Sopsondag aanbetref, 7 Junie. Dan weet ons, dis nog 'n bietjie lank, maar op die 12de Augustus gaan die Christelike Seemans organisasie by ons kom kuier en gaan Rian en Johan vir ons optree. So julle is meer as welkom om dit ook te kom bywoon. Dit is die 12de Augustus om 10:00 die oggend en u kan ook vir ons dit wyd en suid versprei. Ons sê vir baie dankie ook wat dit aanbetref. En dit is dan al wat ons afkondigings aanbetref. Ons het nog geen ander naam op ons voorbindingslys nie. Indien iemand weet, is u meer as welkom om ons in kennis te stel. Ek gaan vra dat ons nou eers net ons saam wees op hierdie platform op 'n gepaste wyse sal begin. So kom ons sluit ons oë en dan bid ons nou saam. Here en Hemelse Vader, baie dankie dat ons vandag weer op hierdie platform bymekaar kan wees. Dankie dat u vir ons die behoefte gegee het om saam te wees en saam te luister en saam na te dink oor dit wat ons ook vanoggend gaan hanteer. En daarom wil ons vir u kom vra, werk met elkeen van ons, neem ons harte en ons gedagtes gevange, bereik ons deur u wil en u woord en help ons om nie net te hoor nie, maar ook om veranderinge in ons lewens aan te bring, sodat ons ook dit kan gaan uitleef, wat u wil hê ons moet uitleef. Dit is my gebed in Jesus se naam. Amen. Nou geliefdes, ek wil vandag eers 'n storie met julle deel en die storie gaan oor die duifman. Dis die storie se naam en dit gaan oor 'n gids wat in Arabië mense deur die woestyn gelei het. Nou hulle sê dat hy nog nooit in hierdie groot woestynwêreld verdwaal het nie. En dan was die vraag, maar hoe kry hy dit reg? En dan vertel hy sy verhaal vir die mense. Hy sê vir hulle dat alhoewel die woestyn vol sandduine is en mense maklik kan verdwaal in so 'n groot plek, het hy nog nooit verdwaal nie, want hy het 'n wonderbaarlike plan gemaak. Hy hou 'n posduif onder sy baadjie aan. Die duif sit heerlik warm teen die man se lyf en daar is 'n baie dun koordjie aan sy poot vasgemaak en dieselfde koord is dan aan die gids se arm vasgemaak. En wanneer die gids nie seker is in watter rigting om te gaan nie, of watter rigting hy moet inslaan nie, dan gooi hy die posduif in die lug op en dan bepaal die duif die rigting waarin die huis is en dan weet hierdie gids in watter rigting om te beweeg. Hierdie gids sê dat die duif al jare lank hom help en nog nooit 'n fout begaan het nie. En hy is die trotse eienaar van hierdie duif. Wel, die Heilige Gees se werking kan met hierdie duif sin vergelyk word. Die Heilige Gees is ook daar om vir ons die pad deur die lewe te wys. Toe Jesus opgevaar het na die hemel toe, het hy vir ons die Heilige Gees gestuur. As ons God se kinders is die Heilige Gees altyd by ons. Ons kan sê dat die Heilige Gees amper soos ons skaduwee is, wat onlosmaaklik deel van ons lewe is. Ek en jy kan die Heilige Gees enige tyd raadpleeg, veral as ons nie seker is wat ons moet doen nie, want hy's altyd by ons en sal ons nooit verlaat nie. En hierdie gedagte sluit aan by ons tydperk in die kerklike jaar ook, want ons staan vandag stil by die Drie-eenheid Sondag. Nou gewoonlik is die Drie-eenheid Sondag die eerste Sondag na Pinkster,
wat natuurlik hierdie Sondag is. En daarom wil ek hê ons moet stil staan by die drie-eenheid en ons gaan ook hoor hoe dit ons lei om by die geloofsoffer uit te kom. Maar voordat ons daarby stil staan, wil ek hê ons moet eers saam lees uit 2 Korintiërs 13 vers 1 tot 13. En vers 13 veral lê baie klem op die drie-eenheid. Maar kom ons lees dit saam. 2 Korintiërs 13 vanaf vers 1 sê die volgende: Dit is nou die 3de keer dat ek na julle toe kom. Deur die getuienis van 2 of 3 getuies moet elke saak bewys word, sê die skrif. Aan die wat vroeër gesondig het en aan al die ander het ek voorheen, toe ek by julle was, gesê, en ek sê dit nou weer, vooruit terwyl ek nie by julle is nie. As ek nou weer na julle toe kom, sal ek niks en niemand ontsien nie. Julle soek mos 'n bewys dat Christus deur my praat. Hy tree nie swak op teenoor julle nie, maar bewys sy krag onder julle, want al is hy gekruisig in die swakheid van 'n mens, hy leef uit die krag van God. En in hom is ons ook swak, maar saam met hom sal ons uit die krag van God lewe. Dit sal julle sien. Stel julleself op die proef en ondersoek julleself of julle in die geloof lewe. Besef julle dan nie self dat Christus Jesus in julle is nie? So nie, het julle die toets nie deurstaan nie. Ek hoop dat julle weet dat ons wel die toets deurstaan het. Ons bid God dat julle niks verkeerds doen nie. Dit bid ons, nie dat dit as bewys moet dien dat ons die toets deurstaan het nie. Ons wil hê dat julle die goeie doen, selfs al sou dit lyk asof ons die toets nie deurstaan het nie. Ons vermag niks teen die waarheid van God nie, maar wel alles vir die waarheid. Ons is dus bly as ons swak is, as julle maar sterk is. Ons bid ook vir julle geestelike volwassenheid. Daarom skryf ek hierdie dinge terwyl ek nog van julle af weg is, want wanneer ek kom, wil ek nie met die gesag wat die Here aan my gegee het, streng teen julle optree nie. Met die gesag moet ek opbou, nie afbreek nie. Verder broers, wees bly, streef na die geestelike volwassenheid, aanvaar vermaaning, wees eengesind, leef in vrede, en die God van liefde en vrede sal by julle wees. Groet mekaar met die soen van Christelike broederskap. Almal wat aan die Here behoort, stuur vir julle groete. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees. Nou ons lees net hierdie enkele verse. Geliefdes, ons weet dat Paulus die evangelie aan 'n verskeidenheid van groeperinge en mense in verskillende streke verkondig het. Ons het gehoor dat hy op 'n stadium in Athene was, dat hy op 'n stadium in Rome was en dat hy ook met die Korintiërs gepraat het. Ons lees in hierdie gedeelte dat hy juis vir die mense van Korinte die goeie nuus verkondig dat Jesus die Christus is en dat God die enigste God is en dit sou hulle lewens vir altyd verander. Want Korinte was 'n stad wat vol afgode was. Daar was talle mense wat van die verskillende gode wat daar was, bewus was en wat selfs hierdie gode aanbid het. Die gode wat daar bestaan het, was verskillende goed of objekte gewees wat deel was van die mense lewe en wat die mense lewe probeer beheer het. Daar was byvoorbeeld 'n God vir die see of vir die landbou, selfs 'n God vir liefde en vir oorlog. Wat ook al jy kan aandink, daar was 'n God daarvoor gewees. En die mense moes die gode tevrede gestel het. Anders was daar moeilikheid. Anders sou hulle seën van die mense af weerhou het. Maar die gode was ver en afsydig en hulle het nie belang gestel in die mense nie. Nie vir die gode het dit gegaan oor dit
wat hulle by die mense kon kry en nie wat hulle vir die mense van die wêreld kon doen nie. Daar was geen verhouding tussen die gode en die mense nie. En daarom was die evangelie wat Paulus vir hulle gebring het so wonderlik, want dit het vir hulle vertel van 'n genadige God wat in mense belang gestel het. 'n God wat mense liefgehad het en dit met woord en daad bewys het, toe hy natuurlik vir Jesus Christus aarde toe gestuur het, aan 'n kruis laat sterf het, maar ook weer opgewek het uit die dood uit. 'n God wat mense betrek by 'n persoonlike, intieme verhouding, wat in 'n verhouding met mense wil staan, wat 'n pad saam met mense wil stap. 'n God wat in God self 'n heilige gemeenskap is, die gemeenskap van Vader, Seun en Gees, maar ook wat mense by hierdie gemeenskap wil betrek, wat hulle daarvan deel wil maak. En daarom kom skryf Paulus, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle wees. Nou geliefdes, vers 13 beklemtoon dat die Vader, Seun en Gees hulle verbind aan ons as gelowiges en dat ons ingenooi word in 'n lewende gemeenskap met die drie persone wat in liefde in 'n volmaakte eenheidsband vasgebind is. Dit gebeur op grond van die genade, die liefde en die gemeenskap wat die drie persone in een gemeenskap aan ons skenk. Die drie-eenheid is nie 'n logiese formulering wat verduidelik en verstaan moet word nie. Allerlei beelde wat ons probeer gebruik om dit vir onsself te verklaar of te verduidelik of om ons te help om dit te verstaan, beelde soos die eierbeeld of die waterbeeld of selfs die driehoekbeeld, is beelde wat beperk is en wat ver te kort skiet en nie regtig vir ons die kompleksiteit van die drie-eenheid kan verklaar of verduidelik nie. Dit is egter ook nie die doel van die Bybel nie. Die Bybel wil nie vir ons, wanneer dit die drie-eenheid aan ons openbaar, dit vir ons probeer verklaar nie. Dit wil net vir ons sê dat dit nie oor 'n teorie gaan nie. Dit gaan oor 'n liefdesgemeenskap. En dit is wat die Bybel vir ons voorhou, wat ons uit liefde vir 'n gemeenskap met God skep. Toe ons deur ons eie ongehoorsaamheid uit hierdie gemeenskap uitgeval het, het die heilige goddelike familie die saak nie net daar gelaat nie. Nee, Vader, Seun en Gees het gevoel dat ons teruggetrek moet word in daardie gemeenskap in. En daarom het die Vader die Seun gestuur om ons deur versoening terug te trek in hierdie gemeenskap in. Dit is hoekom Jesus Christus aarde toe gekom het, om as mens te kom leef en om as God en mens te sterf, sodat hy vir ons gratis verlossing van ons sondes kan gee, sodat ons weer kan deel word van die gemeenskap met die drie-eenheid. Maar na ons redding en Christus se hemelvaart, het die Vader ons nie wees agtergelaat nie. Nee, hy het die Heilige Gees oor elkeen van ons uitgegiet, om ons te bemagtig om in geloof na God te gryp. Ons is bedoel om in hierdie groter geselskap te leef. Die hoogste en die finale werklikheid waarvan ons deel is hierdie liefdesgemeenskap met God. Geliefdes, ons as moderne westerse mense het egter vir God drie-enig op die agtergrond geskuif. En dit sluit ons as Christene in. Ons is geneig om God se rol in ons wêreld en lewe met 'n klok en 'n klokmaker te vergelyk.
Die klokmaker het die klok geskep en dit opgewen en nou tik die klok op sy eie. Wel volgens die wette en die reëls van die klokmaker, maar tog los van die klokmaker. En net so af en toe wanneer daar iets skeef loop, met die klok sal die klokmaker so bietjie herstelwerk kom doen. En dan tik die klok maar weer op sy eie stoom voort. Geliefdes, nie een van ons sal dit wil erken nie, maar ons doen dieselfde met God. Ons het God na die rand van ons bewussyn uitgeskuif. Maar hoeveel van ons leef werklik met 'n aktiewe besef dat ons in groot geselskap verkeer? Dat God elke oomblik van die dag by ons aanwesig is? Dat die drie-enige God ons lei met en deur ons werk en saam met ons op reis is? Prof. Patrick Kiefert vertel in sy boek Ons is nou hier, hoe dat navorsing oor gelowiges se verstaan van God hom verras het. Hy skryf die volgende, hy sê, lidmate beskryf hulle lewe selde met God as die onderwerp, die doener. Hulle beskryf byvoorbeeld aanbidding as iets wat ons of ek doen. Ek aanbid die Here. Ek het deel aan die gemeenskap van die gelowiges. Ons sing, ons bid saam. In verreweg die meeste gevalle beskryf kerklidmate God eerder as 'n voorwerp van menslike handeling. Bitter selde het hy gehoor dat God aan die werk is in die gemeente se byeenkomste en bedrywighede, en nog minder in die buurt waarin hulle leef of die breër gemeenskap. Wanneer ons die bewussyn van God se teenwoordigheid verloor, word ons eintlik vir alle praktiese doeleindes ateïste, sê Prof. Patrick. Niemand sal ontken dat God handelend optree nie. Trouwens, mense protesteer heftig wanneer jy daarop wys dat God uiters selde of nooit in hulle vertellings as die doener funksioneer nie. Mense sal sê hulle glo wel in God en dat God dinge laat gebeur. En hulle glo dit natuurlik rasioneel. God as die primêre hoofspeler wat teenwoordig is en mense voortdurend in gemeenskap innooi en saam met mense leef, is nie hoe hulle prakties oor God dink nie. Juist daarom leef baie gelowiges as praktiese ateïste. God is daar, maar in my bewussyn en in my wêreld is God nie aktief nie. Hy skryf ook dat talle lidmate en leiers dink eerder aan God as die een wat alles geskep het en nou op 'n afstand dophou of by geleentheid wel in die geskiedenis ingryp, maar nie as die een wat steeds voortgaan om 'n wêreld te skep en intiem daarbey betrokke is nie. Baie verlang wel na 'n God wat naby is, maar dan vereng hulle hierdie God wat naby is tot slegs een persoon van die drie-eenheid, naamlik Jesus. Klink soos die beeld van die klok en die klokmaker. Geliefdes, Paulus wou aan die gemeente in Korinthe verkondig dat God wel naby is en dat hy aktief betrokke is in elke gelowige se lewe. God is op die ou eind van die dag 'n verhoudingswese, wat beteken dat hy in 'n persoonlike verhouding met elkeen van sy kinders wil staan, en dit sluit my en jou vandag in. Maar die drie-enige God se wese verduidelik ook vir ons wat hy doen
Want ons lees reg deur die woord van God, dat God skepend handel, en dat hy ook na buite verhoudings skep. Hy trek mense in die groot goddelike geselskap in, maak van vreemdelinge en vyande, vriende en kinders en gelowiges. Maar hy bring nie net verhoudings tot stand nie. Hy skep ook vrede, waar daar onvrede is. Hy bring herstel in verhoudings, waar daar gebrokenheid is. Hy bring genesing, waar daar verskeurdheid is. Want hy is betrokke in mense se lewens. Dis verduidelik God se wese, sy missie en sy aksie. Geliefdes, omdat ons in 'n verhouding leef met die drie-enige God, beteken dit dat ons deur Jesus Christus begenadig is, dat ons die liefde van God ontvang het en dat ons leef in gemeenskap met God deur die werking van die Heilige Gees. En daarom is ons draers van genade, liefde en die gemeenskapskepende krag van God in die wêreld. Ons wat in God glo en kinders van God is, word ingetrek by God se handeling met die wêreld, want net soos Jesus gestuur is deur die Vader, so word ek en jy ook gestuur. Ons is gestuurdes van God se genade, liefde en gemeenskap. Die vraag is net, hoe leef ons hierdie genade, liefde en gemeenskap uit? Elke gelowige en elke gemeente moet voortdurend bidend nadink oor die uitleef van hierdie gestuurde roeping. Dit is iets wat onderskei moet word. Waar en teenoor wie spesifiek wil God sy karakter deur my of deur ons openbaar? Byvoorbeeld, is God se fokus vir my of vir ons gemeente se lewe om uit te reik na byvoorbeeld die jong mense of die enkelouers of selfs die bejaardes of die noodlydendes, mense wat armoede beleef of wat geaffekteer is deur misdaad. Vir Paulus was dit om die evangelie aan die heidene nasies te verkondig. Vir sommige gemeentes is dit om 'n pad te stap met die wat verslaaf is. Vir ander is die fokus op die verwaarloosde kinders en vroue. Vir ander is dit om betrokke te raak by slagoffers van geweld en misdaad. En so kan ons aangaan. Op hierdie manier word ons gestuurdheid 'n patroon in ons individuele en gemeentelike bediening. Tweedens moet ons God se liefde aan mense bied. Geliefdes, God verras ons dikwels met spesifieke mense wat hy oor ons pad bring, aan wie ons op daardie oomblik ons gestuurde liefde moet bewys. Vir die barmhartige Samaritaan was dit die bebloede man wat hy langs die pad teëgekom het tussen Jerigo en Jerusalem. Hy kon dit nie voorspel nie. Hy kon net met gestuurde liefde en genade teenoor hierdie slagoffer reageer. Hy moes vir 'n oomblik 'n hele klomp goed opskort, sy beplanning vir die dag, sy vooropgestelde idees oor die Jode, sy begroting, en hy moes inspring om te help. Plotselings is hy gekonfronteer met 'n slagoffer teenoor wie God deur hom liefde en genade wil betoon, en wie God in die helende gemeenskap wou innooi. Vir een van ons eie gemeentelede was dit om 'n Swana Bybel in die hande te kry en dit vir een van die petroljoggies te gee. So stuur die Vader daagliks mense oor ons elkeen se pad. Die vraag is, bedien ons hulle
met sy liefde en genade. Die derde aspek is die gemeenskap van die Heilige Gees. Gemeenskap in Grieks is die woord koinonia, wat deelname beteken. Deur die gawe van koinonia word ons almal deur die Heilige Gees deelnemers gemaak. Kenners meen die begrip gemeenskap kan op twee maniere verstaan word. Eerstens, dat die Heilige Gees hoofsaaklik gemeenskap tussen gelowiges bewerk en dat hulle verhouding teenoor mekaar gereël word deur die sigbare tekens van die vrug van die Heilige Gees. Tweedens, en 'n meer aanvaarbare verduideliking, is dat die gemeenskap van die Heilige Gees eerder die seëning insluit, wat daarvan deel is om in gemeenskap en in gehoorsaamheid met die Heilige Gees te lewe. Met ander woorde, elke gelowige word dus uitgestuur om in die wêreld te gaan lewe met die versekering van die Heilige Gees se leiding, vertroosting, inwoning en ewige teenwoordigheid. En daarom hoef ek en jy nie te twyfel oor die drie-enige God se rol en wil in ons lewe nie, want die Gees sal ons help, lei, leer en toerus vir ons taak. Hy sal ook vir ons die onderskeidingsvermoë gee. Ons moet net leer om op hom te vertrou. En geliefdes, wanneer ons die liefde, die genade en die gemeenskap met die Gees beoefen, is ons besig om die evangelie uit te leef, uit te dra, daar waar ek en jy leef, werk en woon. En dit is tog ons roeping, om die evangelie te deel in ons uithoeke van die wêreld. Maar die Gees plaas ook 'n roeping op sekere mense se lewens om uit te gaan na ander uithoeke toe, daar waar ek en jy nie kan kom nie, daar waar die onbereikte mense is, daar waar die mense is wat in nood verkeer, die verwerptes, die verwaarloosdes, die brose mense. En ons almal kan nie soontoe gaan nie, en daarom het sekere mense spesifieke roepings om die evangelie daar te gaan deel. Soos Paulus en Petrus destyds en soos die sendelinge vandag. Of selfs soos Veba Radio, 'n instansie wat die woord na plekke neem waar ek en jy nie kan uitkom nie. Of selfs die huise wat juist daar is vir vrouens wat gebroken is en stikkend is en hulp nodig het. Maar daardie sendelinge, daardie huise, daardie instansies het fondse nodig om hierdie werk te kan doen. En baie keer gebruik God ons om in hulle behoeftes te voorsien. En dis hoekom ons die geloofsoffer het. En daarom wil ek jou ook uitnooi om te bid oor jou geloofsoffer. En God te vertrou om vir jou genoeg te gee, sodat jy ook in hierdie instansies of in hierdie individue se lewens 'n verskil kan maak. Want hulle gaan uit en hulle gaan bedien mense wat ek en jy nie sou kon bereik nie. Ons werk is om hier, waar ek en jy leef en werk, mense te bereik. Hulle werk, hulle roeping, is om te gaan waar ons nie kan gaan nie. En daarom vra ek jou om regtig daaroor te bid, en op daai manier ook betrokke te raak, by hulle roeping, en by hulle bediening. Neem 'n koevertjie in ons kerk en sit jou bydra daarin, of doen 'n EFT inbetaling, of laat 'n debietorder afgaan. Maar maak net seker jy sê dis geloofsoffer, sodat ons weet waarvoor om hierdie geld te gebruik, sodat ons dit kan gebruik om hierdie mense te ondersteun, sodat die koninkryk van God ook op ander dele van die wêreld sigbaar kan word. Terwyl ons hier, waar ons leef en werk, dit sigbaar maak. Geliefdes, 2 Korintiërs 13 vers 13 sê, dat God ons vandag uitstuur met die belofte van sy liefde, sy genade en sy gemeenskap in ons lewe. En vanuit hierdie teenwoordigheid en gawes van God, het ons iets om in die wêreld te gaan deel. Mag die Here deur ons sigbaar word
tasbaar en hoorbaar. Amen. Kom ons sluit ons oë en dan bid ons saam. Here en Hemelse Vader, baie dankie dat ons gehoor het dat elkeen van ons die Gees by ons het en dat hy ons help om hierdie pad te stap wat ons elke dag moet stap, maar dat ons ook moet leer om hom te vertrou, om ons op die regte pad te hou, net soos wat die duifman die posduif vertrou het. So moet ons leer om die Heilige Gees te vertrou, om ons te lei en te leer en te help, te leer om Jesus se liefde uit te leef, om die genade wat ons ontvang het te deel en om in die gemeenskap met die drie-enige God te leef. Dankie dat ons gehoor het dat God 'n skepende God is, dat hy in verhoudings belangstel en dat hy ons wil intrek en deel maak van hierdie heilige drie-eenheidse gemeenskap. En dankie dat ons mag deel wees daarvan, maar ons leef nie met God as die doener wat vir ons rigting gee en ons doen en late bepaal nie. En ons weet ons staan skuldig. En daarom kom vra ons, help ons hiermee. Help ons om nie net te luister nie, maar ook aan God die rol in ons lewe te gee wat hom toekom. Help ons om ook diensbaar te wees in die wêreld daar buite en so te leef dat mense kan sien ons staan in 'n persoonlike intieme verhouding met die drie-enige God. En dat ons nie net fokus op Jesus en dit wat hy vir ons kom doen het nie, maar ook op die Vader en die Gees wat 'n rol in elkeen van ons se lewens speel. Laat dit duidelik sigbaar word in elkeen van ons se lewens. Ons kom bid ook vir die geloofsoffer wat ons moet gee. Vader, wys vir ons hoeveel ons moet gee, sodat ons ook hierdie fondse kan beskikbaar stel vir u bedieningswerk, vir die werk wat daar ver gedoen moet word of in instansies gedoen moet word waarby ons nie kan uitkom nie. En dankie dat u ook daardie mense spesifiek geroep het vir daardie werk. Ons kom bid vir elke sendeling en ons vra u seën hulle. Ons kom bid vir elke instansie en tehuis en ons vra dat daar genoeg mense sal wees wat bereid sal wees om diensbaar te wees en hierdie mense te ondersteun en te help. Ons kom bid ook dat u in hulle behoeftes sal voorsien en dat hulle genoeg het om die werk te kan doen wat hulle moet doen. Ons kom bid vir instansies soos Veba wat die evangelie uitbring by plekke waar ons as mense nie kan uitkom nie. Wat mense bereik wat ander tale praat wat ons nie kan praat nie. En ons sê vir u dankie vir daardie mense se bereidwilligheid. Seën elkeen van hierdie individue en instansies, maar seën ook vir ons, sodat ons ook daar waar ons leef en werk, die koninkryk van God kan sigbaar maak. Dis ons gebed in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, dankie dat ek my gedagtes rondom hierdie teks met u kon deel. Ontvang dan nou die seën van die Here. Geliefdes, die Here stuur ons vandag met 'n seën, wense en 'n opdrag in die wêreld in. Hy sê genade, barmhartigheid en vrede vir julle. En onthou, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Amen. Geliefdes, bly gesond en wees geseënd. Totsiens.